Die gesalfde aan die opgestane Heer, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Verlossing kom net van ons God. Aan ons hoop, aan ons redder, vir die offer aan die kruis. Uit ons harte tot die hemele sal ons saam die glorie prys, die hoogste ere, lof en aanbidding, verlossing kom net van ons God, die hoogste ere, nou en vir ewig. Goeiemôre en hy's na kerk. Dit is so lekker om vanoggend saam met jou so die dag te kan begin. Dis 'n nuwe week en ek vertrou dat jy 'n baie goeie naweek gehad het. Vanoggend weet ek nie presies wat met ons tegnologie aangaan nie. Dit lyk vir my asof ons sukkel om kommentaar te gee, of ek sukkel dalk net om kommentaar te gee. Ek weet nie wat aangaan nie, maar jy's nietemin welkom. Moet sê ek mis dit verskriklik om net te kan sien wie almal saam kyk en wat ons saam doen. En vanoggend is ons besig met so 'n belangrike gedeelte. Jy sien, ons trek nou al by dag 37 van 40, so ons maak hierdie week klaar met ons 40 dae van leer ken God. En as ek so terugkyk, dan het ons by 'n klomp plekke stil gestaan oor God se karakter, wie God is, hoe hy oor ons voel, hoe hy die mensdom sien, sonde. Ons het 'n hele week lank stil gestaan oor sonde en die foute wat die mens gemaak het. Ons het verder aangegaan en toe nou gepraat oor die herstel wat God gedoen het en wat ons plek nou by God is. En hierdie laaste week raak ons prakties met mekaar. So François het Vrydag begin daarmee deur net te praat oor rus, want dis die praktiese, dis die sê nou maar net al hierdie is waar, sê nou maar net God is wie hy is en ek is wie hy sê ek is en ek het sonde soos wat hy sê ek het, maar dit is vergewe soos wat hy sê ek het. Wat sê dit dan van my prakties? Hoe leef ek dan? En vanoggend se boodskap is een wat dalk kontroversieel kan wees, maar nietemin super belangrik is. Dis belangrik vir ons as gelowiges om hierdie te hoor, om te laat ons saam hieroor praat, oor gesond wees. Jy sien, dis makliker om vir ons te sê, God genees ons innerlik, God help ons om bonatuurlik te kan vergewe, om bonatuurlik vrede te kry, om ons geestestoestand aan te spreek, as wat dit vir ons is om te sê, God genees ons ook fisies, ons fisiese siektes, en dis waarby ons vanoggend stil staan. Nou, omdat dit kan kontroversieel voorkom, is dit vir my belangrik dat alles wat ons vanoggend sê, uit die woord uit moet kom. So ek het 'n hele rits teksgedeelte saamgebring, en ek hoop dat jy al hierdie saam met my gaan lees, en dat jy dalk weer na die video kyk en dit weer lees en weer oor hierdie, veral as jy dalk sukkel met fisiese siekte vanoggend in jou lewe, dat jy dit weer en weer sal kan lees. En die eerste is, ons gaan stil staan net by wie Jesus is en hoe Jesus se hart teenoor sonde is en teenoor siekte is. Terloops, as ek nou sê sonde, wil ek hierdie net soos 'n kanttekening sê, dat ons praat oor sonde en ons sê sonde is vergewe, en dan het jare se katekese en sondagskool hierdie prentjie in ons koppe dat sonde is alles wat ek verkeerd gedoen het, en dit is dit. Maar dit is soveel
meer as dit. Sonde is soveel groter as dit. Nou, ek het die beste manier hoe ek dit kan onthou is, sonde is alles wat nie inpas by die prentjie van Adam en Eva, hoe die mens oorspronklik gemaak is nie. So, alles wat ons weghou, of alles wat nie is, soos Adam en Eva se prentjie van die toestand van die mensdom nie, is sonde. En dan kan ek dit onthou met sulke esse, siekte, swaar kry, seer, skaamte, skuld, al die woorde met die S, is dinge wat Jesus voorkom betaal het aan die kruis, vir jou en vir my. So hy begin sy bediening, Jesus begin sy bediening in Lukas 4, en die eerste preek wat hy doen, haal hy hierdie gedeelte uit Jesaja uit aan, dan sê hy, die gees van die Here is op my, omdat hy my aangestel het, om die goeie nuus vir die armes aan te kondig. Hy het my gestuur om aan te kondig dat gevangenes vrygelaat sal word, dat blindes sal sien, dat onderdruktes bevry sal word van hulle verdrukkers, en dat die tyd van die Here se goedheid gekom het. So hy kom kondig aan, dis die tyd van genade, dis die tyd wat ons sonde nie meer vir ons toegereken sal word nie, dis die tyd waar mense vry sal word. En dan sien ons in Jesus se bediening, dat hy presies dit gedoen het, op 'n stadium, en ons lees op 'n klomp plekke waar Jesus siektes gesond gemaak het, dis letterlik die evangelies propvol, maar ek wil vanoggend vir jou hierdie een lees in Matteus 8 vers 2 tot 3. Daar kom toe onverwags 'n man met 'n ernstige velsiekte nader, val voor Jesus neer met die woorde: Here, as U wil, kan U my gesond maak. So, as U wil, kan U, jy hoor dit, jy hoor sy geloof. Daarop steek Jesus sy hand na hom toe uit, raak hom aan en sê: Ek wil dit vir jou doen, word gesond. En dadelik het sy velsiekte verdwyn. Nou, hierdie is vir my 'n belangrike gedeelte, want as ons praat oor gesond word en oor glo, dan gaan dit daaroor, ons glo God kan ons genees, en ons glo God wil ons genees. Dat Jesus met sy bediening op aarde sy standpunt teenoor siekte vir ons kom wys het. Ek het nog nooit gesien in die evangelies dat Jesus rondgeloop het en enige iemand siek gemaak het nie. Jy kan die storie van Jesus se aardse lewe gaan lees en weer lees en weer lees. Jesus het nie mense siek gemaak nie. Jesus het mense gesond gemaak. Dis die span waarin hy is. En vir so lank het ons geglo dat Jesus aan twee kante gestaan het, en dat ons nie lekker kan weet waar ons met hom staan nie, want of hy maak ons siek, of hy maak ons gesond, en dis alles vir sy eer, en ons weet nie waarmee om hom te vertrou dan nie, ons is half uitgelewer aan hom, en maar ons sien in die evangelies, as Jesus vir ons wys wie hy is, dan maak hy mense heeltyd gesond. Dis die span waarin hy is. Dis wat hy kom doen het. En dis vir my belangrik dat ons dit vanoggend moet hoor, want hierdie is vir my soos 'n grondbeginsel vir dit wat ek glo in die Bybel. En toe Jesus met sy aardse bediening het hy begin om disippels uit te stuur en om leiers uit te stuur. En dan sien ons in die Bybel dat hy hierdie ouens uitgestuur het en vir hulle 'n spesifieke mandaat gegee het. Hy het vir hulle gesê in Markus 16, dan sien ons hy praat met die disippels wat toe nou apostels sal word kort daarna. Hy sê, gaan na die hele wêreld toe en verkondig die goeie nuus aan almal, oral. Elkeen wat glo en gedoop word, sal verlos word, maar elkeen wat nie glo nie, sal veroordeel word. Hierdie is die wondertekens wat die sal beleef wat glo. Hulle sal duiwels in my naam uitdryf, hulle sal in nuwe tale praat, hulle sal slange ongedeerd kan hanteer, en as hulle iets giftig drink, sal dit hulle nie affekteer nie. Hulle sal siekes die hande oplê, en hulle sal gesond word. So jy hoor nou, ons het 'n paar weke gelede gepraat oor die autoriteit van gelowiges. En jy dalk die autoriteit van gelowiges gehoor en dit gevat. Maar hier tref die tekkie die teer nou. Want hier sê ons, okay, so kom ons leef so. Kom ons leef as mense wat glo dat God kan,
God wil en God stuur ons om hierdie te gaan doen. Hy gee vir my en vir jou as gestuurdes die mandaat om dit te gaan doen. Ons sien dieselfde gedeelte in Matteus 10, ek het dit vanoggend vir jou opgesit nie, maar in Matteus 10 sien ons Jesus sê ook vir die disippels, gaan lê mense hande op, bid vir hulle. Nou, in die wêreld waarin ons leef, is daar in terme van siektes al baie vordering gemaak deur die mediese wetenskap. En ek self glo dat ons lees in Habakuk die teksgedeeltes wat sê, soos wat die waters die seebodem bedek, so sal die heerlikheid van God die hele aarde bedek. En oral waar siekte genees word, is dit die heerlikheid van God. En glo ek, dis deur die krag en deur die inspraak van God, of dit deur mediese wetenskap is, of nie. Ek glo dat alle kennis uit God uitkom. En omdat alle kennis uit God uitkom, gee hy vir mense die verstandelike vermoë om medies dinge te kan hanteer. En waar daar deurbrake kom, kan ons hom eer en loof en prys daarvoor. Ek glo nie dat die twee teenoor mekaar staan nie. Maar tog, as ek na Jesus se bediening op aarde kyk, dan sien ek dat hy pertinent gesê het, waar kom siekte vandaan? Ons sien dit in Johannes 10 vers 10 en Johannes 8 vers 44. Johannes 10 vers 10 wat sê, die dief kom vir niks anders as om te steel, dood te maak en te vernietig nie. Hy praat dan van die vyand, nê. En dan in Johannes 8 staan daar, hy was van die heel begin af 'n mensemoordenaar. Hy is nie in die waarheid nie, omdat die waarheid nie in hom is nie. Wanneer hy ook al leuns verkoop, praat hy volgens sy innerlike oortuiging, omdat hy 'n leenaar is en ook die vader daarvan is. So ek en jy kan dit glo, dat siekte, as ons siekte in ons liggame kry, dan wil ek jou vanoggend vryspreek, as jy al ooit gewonder het, wat het ek verkeerd gedoen, dat dit met my gebeur? Wat se sonde straf God my dalk oor? Onthou, ons het vir mekaar gesê, al die straf is aan die kruis gedra. Daar's niks meer straf oor nie, daar's niks wat oorgebly het nie. Jesus het al die straf aan die kruis gedra. So ek wil jou vryspreek daarvan. Ek wil jou vryspreek daarvan, dat dit op een of ander manier nou maar jou lot is. En ek wil saam met jou vanoggend in geloof staan oor my liggaam en oor jou liggaam, dat God wil en kan vir jou uitkoms bring, dat hierdie nie jou deel is nie. Want wat het ons gesê? Ons het vir mekaar gesê, deur Jesus se kruisdood het hy ons uitgetrek uit die mag van sonde, uit dit wat sonde kom doen het, en ons kom plaas op 'n plek van autoriteit oor sonde. En sonde is siekte en seer en skaamte en swaar kry en skuld en al die dinge. Hy het ons op 'n nuwe plek kom sit. En ek wil jou vanoggend aanmoedig om dit te vat en dit te glo. Ons sien dan dat die Nuwe Testamentiese kerk 'n spesifieke manier gehad het om met siekte om te gaan. En ons lees dit in Jakobus 5 van vers 14 tot 16. En ek gaan dit vanoggend saam met jou lees, en as ek dit saam met jou lees, gaan ek vir jou bid ook. Veral as jy vanoggend sukkel met siekte van watter aard ook al in jou lewe. Jakobus 5 vers 14 tot 16. Is daarvan julle wat siek is, dan moet julle die ouderlinge van die gemeente laat kom. Nadat die ouderlinge die siekes met olyfolie in die naam van die Here gesalf het, moet hulle vir hulle bid. Onthou, olyfolie, dis nie een of ander magic ding nie. Olyfolie is eintlik 'n pragtige beeld van Jesus. So dit gaan oor Jesus, dit gaan nie oor die olie nie. Jesus wat gepers is, Jesus wat in die tuin van Getsemane, wat die plek van olywe is, wat gepars word, wat daar was, dat die goedheid uit hom uitgekom het. Dis deur die hele Bybel deur 'n teken van God se salwing en sy goedheid.
sien dit in, ek dink sommer aan Psalm 23, wat sê, U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor, dis die bevestiging van wat God kom doen het. Okay, so hy sê 'n gelowige gebed sal die siek mens gesond laat word. Die Here sal hom laat opstaan. En watter sonde die sieke ook al gedoen het, dit sal hom vergewe word. Nou as ek dit lees vanoggend en ek lees dit in die lig van die res van die Bybel, dan weet ek dat die sondes vergewe is aan die kruis. En as sondes vergewe is aan die kruis, dan beteken dit dat ons kan lewe, of dat die siektes wat ons, of die sonde wat hiervan gepraat is, dat dit reeds daar vergewe is, maar dis 'n manier hoe ons die vergifnis vir onsself vat. Ons vat wat gebeur het aan die kruis. Onthou jy die regverdigmaking en die sondes, die misdade wat gestraf is. Ons vat dit vir ons. Daarom moet julle sondes teenoor mekaar bely en vir mekaar bid, sodat julle gesond kan word. Die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige werking. So as jy vanoggend, en ek weet jy luister hierdie op verskillende plekke, as jy vanoggend saam met my luister en jy sukkel met siekte in jou liggaam, wil ek vanoggend saam met jou bid en jy kan agter my aan net hierdie gebed bid. Hierdie gebed bid. Here Jesus, ons kom voor U, Vader, in die naam van Jesus Christus. Ons aanbid U, Here, as die koning, as die skepper, as die een, Here Jesus, wat gekruisig is en wat opgestaan het uit die dood. Jesus, vandag wil ek hierdie siekte wat ek in my liggaam ronddra, vir U kom gee, Here. Vader, ek sien in my geestesoog hoe U daarvoor gesterf het aan die kruis. Ek sien in my geestesoog, Jesus, hoe U dit kom wegvat het. Ja, Here, ek stem saam met wat U sê oor my siekte, dat die volle prys daarvoor reeds betaal is. Dankie, Jesus, dat ek as 'n geregverdige voor U kan wees, dat ek kan lewe in U vryheid en in U voorsiening. Dankie, Jesus, dat U gesondheid my gesondheid word, dat U my plek geneem het aan die kruis en dat ek dit oor my liggaam en U bloed oor my liggaam kan bely. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n geseënde dag hê.